Here, ook wanneer u woord voor ons oop is, dan wil ons van bid, o Heilige Gees, word u asseblief nou self die prediker. Neem ook hierdie woorde wat op papier staan en maak dit lewend in ons lewens, sodat ons ook dit sal hoor, sal glo, maar ook sal gaan leef. En ons vra dit in die naam van ons Here. Amen. Dis die Here wat hier besig is, dis die bergrede, die groot preek wat die Here mee besig is, en dan praat hy ook onder andere oor gebed. En dan begin hy eers deur te sê hoe dit nie moet gebeur nie, wat gebed nie is nie, voordat hy uiteindelik dan die teenoorgestelde doen van wat gebed wel is. Vers 5, verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het klaar hulle beloning weg. Nie as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle dit van hom vra. En dan kom die woorde, so moet julle bid. Dan leer hy vir ons. En ek gaan net die eerste woorde lees. Ons Vader wat in die hemel is. Die res van die gebed ken ons mos nou. So kom ons skiep dit en dan blaai ons om na hoofstuk 7 toe, vers 9. Opskrif van hierdie hele gedeelte is gebedsverhoring. En dan hoor ons in vers 9, watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra? Of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Oor die 2 kere, vers 9 van hoofstuk 6, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is. En vers 11, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, vir julle goeie gawes gee. As die Here vir ons in die ons Vader gebed leer, heel aan die begin, dat ons God mag en moet aanspreek as ons Vader, dan kan ons die vraag vra, hoekom? Hoekom leer die Here ons dat ons God as ons Vader mag aanspreek? En dan moet ons so 'n bietjie gaan blaai na ons Heidelbergse katekismes. Nou, dis nou vreeslike woorde vir ons kleiner, jonger mense, maar ons het iewers in die kerk het ons hierdie 3 formuliere mos gehad, die Nederlandse geloofsbelijdenis en die Heidelbergse katekismes en die die Dordtse leerreëls wat ons moes geken het toe ons nou nog kinders was wat kategese deurloop. Deesdae gebeur dit nou nie meer nie. Maar die Heidelbergse katekismes is hierdie wonderlike dokument wat 52 sondae het. Hy is ingedeel in 52 sondae en elke sondag het 'n vraag en 'n antwoord. Om die belangrike goede van die woord, die wet en gebed en al hierdie goede so 'n bietjie vir ons duidelik te maak. Nou in die Heidelbergse katekismes in vraag 120 word gevra, waarom het Christus ons geleer om God ons Vader te noem? En dan is die antwoord, sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons geloof wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het. En derdens, dat hy ons veel meer sal gee as ons dit van hom bid, as wat ons aardse paas kan doen. So 3 goed wat die Heidelbergse katekisme sê. 1, dit wek by ons 'n kinderlike respek en vertroue op die Here. 2, dis die grond van ons gebed, dat ons weet dat hy in Christus Jesus my Vader geword het. En 3, dat hy graag vir my meer as wat aardse paas kan doen, die goeie in die lewe wil doen en wil gee. Nou elkeen van ons wat hier sit vanmôre wat ouer as 16 is, sal 'n ID-boekie of 'n ID-kaart het. Die nuwer ouens, jonger ouens het almal 'n kaart, die ouer ooms en tannies het dalk nog net die groen boekie. Nou ek het hierdie groen boekie, ek het nou al lankal die kaartjie, maar ek het hierdie groen boekie van my gebeere. Ek het hom vanmôre so onder in die laai uitgehaal. En toe ek hom nou oopmaak, toe skrik ek so 'n bietjie. Want ek sien toe hierdie ouetjie is in 1985 uitgereik.
Nou as jy wil weet hoe mooi ek was toe ek nou 'n jong ou was, gelukkig kan die kamera nie so ver inzoom nie, jy gaan dit ook nie hier sien nie. Maar ek is oortuig hierdie boekie moet $1 miljoen plus werd wees, net vir die fotootjie wat hier binne-in is. Nee, maar dis mos wat 'n ID-boekie doen. Ek gaan nou maar van 'n ID-boek praat en jy gaan dit terselfdertyd nou 'n kaart ding. Die oomblik as jy hom oopmaak, dan sien jy 'n foto en jy sien 'n naam en 'n nommer daarby. En hierdie fotootjie sê dis ek en my naam is Christo Weideman en die staat het vir my 'n spesiale nommer gegee. 'n ID-nommer, wat uniek aan my is. So as jy ook jou ID-kaartjie sal hê, as jy hom vir iemand moet gee en wys, dan is daar 'n fotootjie van jou op, jou naam staan daar en jou identiteitsnommer staan daarop. Hierdie dingetjie sê met ander woorde vir iemand anderster, ek is wie ek is. Ek is Christo Weideman. Nou die Ons Vader gebed wil amper soortgelyk iets doen. Die Ons Vader gebed wil die oomblik wanneer ek met hierdie gebed begin, my eie identiteit bepaal. Want wanneer ek my gebed mag begin met Ons Vader, dan sê ek mos onmiddellik ook dat ek hierdie Vader se kind is. Ek kan nie vir enige iemand mos Vader sê nie. Alleenlik 'n kind sê vir sy vader, Vader. So onmiddellik hoor ek wanneer ek mag die gebed begin met die woorde Ons Vader, dat ek daarmee ook weet, ek is hierdie God se kind. Maar nog meer as dit. Meer as dit wil hierdie Ons Vader gebed nie net vir my sê wie ek is nie, maar hierdie gebed wil ook vir my sê wie hierdie Vader is, wat ek Vader mag noem. Wie is hierdie een tot wie ek mag bid? Wie is hierdie een met wie ek mag praat? En dan is die antwoord daarin, hy is my Vader. Hy is kollektief ons Vader. En nou moet julle onthou, dit is ons Here Jesus self, wat hier besig is om mense oor gebed te leer, né? En as hy dan vir hierdie ouens leer om te bid en sê, so moet julle bid, dan doen hy die interessante ding om nie te sê, julle moet julle gebed begin met die woorde, liewe Jesus nie. Of in die naam van Jesus begin bid nie. Julle moet tot my bid nie. Hy begin deur hulle te leer, dat jy praat met jou hemelse Vader. Gebed begin in 'n verhouding wat jy met jou Vader wat in die hemel staan. Natuurlik bid ons in die naam van Christus, ja, dit leer die Bybel vir ons. Maar jy bid tot jou hemelse Vader. En dis iets wat nie almal kan doen nie, dis iets wat almal nie kan sê nie. Dis 'n aanspreekvorm wat so intiem is, dat nie almal dit kan sê nie. Ek herinner my aan die boek, dankie jongen, wat 'n moslim vroutjie wat 'n Christen geword het, Bouquet Sheikh. Sy was 'n Pakistaniese vrou. Sy's gebore in 'n baie invloedryke Pakistaniese moslim familie, uiteindelik getrou met 'n baie invloedryke regeringsman. En hierdie ou het op 'n dag net op haar uitgeloop, vir haar gesê hy is nie meer vir haar lief nie, en dit het haar in 'n geweldige geloofskrisis gedompel. En toe droom sy blykbaar hierdie vreemde drome. Eendag het sy van John the Baptist, van Johannes die Doper gedroom, terwyl sy geen kennis gehad het van wie hierdie persoon is nie. Want sy het in 'n moslim huis groot geword, moslim geloof gehad. Bietjie later het sy gedroom dat sy 'n ete het saam met iemand wat die naam Jesus het. Nie geweet wie hierdie persoon is nie. En dit het haar so ontstel en so gepla dat sy toe skelm 'n sendeling in Pakistan gaan sien het. En hierdie storie vir hom vertel het, en uiteindelik het hierdie sendeling haar na die Here toe gelei. Dit het amper haar lewe gekos en ook die lewe van haar familie, want julle weet nou in 'n moslim staat, as jy moslim geloof los en jy word 'n Christen, dan waai jou kop partykeer, jy word doodgemaak en jy word vervolg. En so mate moes hy toe na Amerika toe vlug, sy het vir baie lank in haar lewe, het sy in Amerika gebly, kort voor haar dood, het sy teruggegaan Pakistan toe. En sy is daar dood en sy het 'n Christelike begrafnis daar gehad, ten spyte van die feit dat Pakistan 99% moslim is. Maar terwyl sy in Amerika was, skryf sy hierdie boek, I Dare to Call Him Father. Want dit is iets absoluut unieks aan ons Christelike geloof. Geen ander geloof kan jy jou God ook Vader noem nie. Dit kan net ons doen. Dit is so uniek, dit is so besonder, dit is so wonderlik dat 'n mens dit nie moet mis nie. Dat ons die voorreg het om ons eie God ook aan te spreek as ons Vader. Dat die God wat ons aanbid, die God wat die hemel en die aarde gemaak het, die groot God wat die heelal in sy hand vashou, dat ons terselfdertyd ook kan sê, hy is my Vader. En weer eens sê ek, nie almal kan dit sê nie.
Ons maak partykeer die fout om te dink dat omdat God die skepper van alle mense is, dat alle mense, of dat hy alle mense se vader ook is, en dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Jy kan gerus daai gedeelte in Matteus, in Johannes 8 weer gaan lees, daarvan vers 40 af, waar die Here met 'n geweldige geveg besig is met die fariseërs. En dan sê hy dan vir hulle in vers 44, die duiwel is julle vader. Nie Jesus Christus, maar hulle het 'n gesprek met oor wie nou eintlik die belangrikste is, en dan sê hier klomp fariseërs, ons het Abraham as vader. En dit vir hulle verskriklik belangrik, sê Here, nee, die duiwel is julle pa. Want julle luister na sy leuns en julle doen wat hy doen en al daai tipe van goed. En dan eintlik in die vorige vers 42, sê hy, wat is die enigste rede hoe jy uiteindelik kan sê God is jou vader? Hy sê in vers 42, as jy Jesus liefhet, as jy Jesus met jou lewe volg, as jy jou lewe vir Jesus gee, dan eers kry jy die reg om God jou vader te noem. Jy kan nie God sommer net vader noem, as jy nog nie in 'n verhouding met Jesus staan. Eers wanneer jy Jesus in jou lewe inneem, eers wanneer jy alles aanvaar wat Jesus vir jou gedoen het, eers wanneer jy jou liefde vir Jesus verklaar, dan kan jy God jou vader noem. Nie almal kan dit doen nie, net ons wat Jesus ken en Jesus liefhet. En alhoewel ons onmiddellik daarmee saam sê, ons Vader wat in die hemel is, ons erken onmiddellik daarmee, daar is 'n afstand tussen ons en God, hy is nie hier op aarde nie, hy is nie maar net met groot respek gesê, my pel, met wie ek sommer net so kan sit en kuier en chit-chat nie, nee, hy is in die hemel, hy is verhewe bo my, hy is die gans andere, ek is hier op aarde, ek is maar nietig, ek is verganklik, maar ten spyte daarvan, wil hy ook op 'n manier vir my sê, maar soos wat jou aardse pa, en dan praat hy nou van goeie paas is, so wil ek graag ook vir jou wees. Matteus 7. As aardse paas dan nie eers of hulle kinders sal 'n slang gee as hy 'n vis vra nie, of 'n klip sal gee as hy 'n brood vra nie, hoeveel te meer sal ek nie vir julle gee wat julle vra nie. Hoeveel te meer sal ek nie goed gee vir dit wat julle van my vra nie. Nou vriende, ons moet al vanmôre net weer vir mekaar sê, dat ek dink 'n mens se hele lewe hier op aarde word in 'n mate daagliks bepaal deur die wyse waarop jy God as Vader sien. Kan ek dit weer sê? Ek dink ons lewe word bepaal deur die manier waarop ek God as Vader sien. Want ons moet vir mekaar ook ons nou vanmôre sê, almal het nie 'n positiewe konneksie of assosiasie met die woord Vader of met die woord Pa nie. My pa het my lewe uitgeloop, weggeloop. My pa het my gemolesteer, my pa het my verkrag, my pa sit in die tronk, my pa het geen belang in my lewe nie, wat die geval ook al is. So, as ek aan my pa dink, dan, en ek praat nou nie van my pa, en ek noem dit as voorbeeld, dan is dit nie baie goed nie, dis nie 'n positiewe reaksie nie. Ek het al met hoeveel jong mense gepraat wat sê, ek wil van my pa niks weet nie. Ek sal hom nooit vergewe vir wat hy my aangedoen het nie. Noem nou maar die gevalle op. So baie keer word dit oorgedra, ook oor hoe ek oor God dink. En omdat by my aardse pa 'n negatiewe konneksie by my het, omdat my aardse pa negatief oorkom, of gedoen het, of verkeerd gedoen het, daarom wil ek partykeer nie veel van God wees nie. Ag, weet nie. Ek sal seker tot die dag wat ek dood gaan nooit vergeet die pad wat ek met 'n 13-jarige dogter moes loop, wat wou selfmoord pleeg. Omdat 'n pastoor vir haar op 'n dag gesê het, jy moet altyd onthou, jou hemelse pappa is net soos jou aardse pappa. En hy het nie geweet dat daardie pa, daardie dogtertjie gemolesteer het en verkrag het vandat sy 3 jaar oud was nie. En sy het net vir haarself gesê, as haar hemelse pa ook 'n molesteerder en ook 'n verkragter is, wil sy hom nie ken nie, wil sy nie lewe nie. En ek onthou die pad wat ek met haar moes geloop het en die ongelooflike vryheid wat uiteindelik gekom het toe sy besef het, maar ja, hemelse pa is iets anders, as iemand anders is totaal anderster as haar aardse pa. Maar ons het dikwels hierdie ding dat as my aardse pa 'n negatiewe beeld het, dat ons dit dikwels ook oordra na God toe. En daarom is dit so nodig dat ons vanmôre vir mekaar juis moet kom sê, die enigste waar jy die waarheid van God die Vader leer is in die woord. Jy kan nie na mense om jou kyk en na paas om jou kyk en dink dis hoe God 'n Vader is nie. Jy kan net na die woord toe gaan. Jy kan die waarheid ten opsigte van wie God is net in die woord van God gaan kry.
En dan het ons die voorreg om sommer by 'n klompie tekste te kan stilstaan, om te sien wie en hoe is God ons Vader. En jy hoef eintlik nie veel verder te gaan as Lukas 15 toe nie. Lukas 15 is ongelukkig hierdie een teks in ons Bybel wat 'n verkeerde opskrif gekry het, want hy staan mos in ons Bybel as die gelykenis van die verlore seun. Terwyl dit eintlik gaan oor die gelykenis van die liefdevolle pa. Want as jy hierdie verhaal net weer vinnig onthou, dan is dit mos 'n jong man wat op 'n dag sy pa dood verklaar, want dis wat gebeur het as jy jou erfporsie wou hê voordat jou pa gesterf het, dan verklaar jy hom dood. Jy sny elke band met hom af, jy sê hy bestaan nie meer vir jou nie. Vat sy erfporsie en hy vat die pad. En hy gaan jag aan soveel as wat hy kan, en hy mors alles op, nee, jy ken mos nou die verhaal. En dan sit hy op 'n dag tussen 'n klomp varke, en hy het nie eens iets om te eet nie, en dan sê hy, ek sal teruggaan na my pa se huis toe. Wat het hom gehelp om daai besluit te neem? Wat het hom laat kies om te sê, hierdie is genoeg, ek gaan terug na my pa se huis toe? Die gedagte van 'n kwaai pa wat met 'n sweep staan, en wat vir hom gaan voeder? Die gedagte van 'n pa wat vir hom gaan sê, voetsek met mooi Afrikaans, jy is nie meer tuis hier op hierdie plek nie, jy het my dood verklaar, ek is nie meer deel van jou lewe nie, kry jou ry? Is dit wat hom beweeg het om terug te gaan huis toe? Nee, alles behalwe nie. Hierdie seun het geweet wie sy pa is. Hierdie seun het sy pa se vaderhart geken. Hierdie seun het geweet dat sy pa, ten spyte van dat hy aangejaag het, dat hy nonsens gedroog gemaak het, dat hy hom dood verklaar het, nog steeds die liefdevolle, die goeie, die beste pa was wat daar kon wees. En dan as hy dan teruggaan, dan werk hy vir hom hierdie bekeringspreekie in sy kop uit, hierdie gebedjie wat hy wil sê, en sê hoe jammer hy is, en hy verwag die ergste en die slegste eintlik. En dan gebeur hierdie ongelooflike, dat as sy pa hom deur van ver af sien aankom, dan begin sy pa al na hom toe hardloop. Iets wat ongewoond was in daardie dae, pa's het nie gehardloop nie, dit was 'n kulturele ding wat nie gebeur het nie. Hy oortree selfs daardie reël, hy hardloop na sy seun toe. Hy omhels hom, hy gryp hom, hy hou hom vas, hy soen hom, en hierdie ou seentjie wil net sy gebedjie sê, en sê, is jammer, en hy pakkeer hom, en breek, en sê, dis nie eers nodig nie. En hy roep die ouens, en sê, bring die klere, en bring die skoene, en bring die ring, en gaan maak die vetgemaakte kalf reg. Want ons moet fees vier oor hierdie seun van my. Dis die gelykenis wat die Here vertel om te sê, dis hoe my Vader in die hemel lyk. Nie hoe die verlore seentjie lyk nie. Jy moet maar 'n bietjie by hom verby kyk. Het gaan oor die pa. Hierdie seun wat kan teruggaan na 'n pa nadat hy so aangejaag het. En dat die Vader dan die een is wat omhels, wat terugneem, wat inneem, wat vergewe, wie se genade en goedheid groot is. En dis 'n gelykenis, né? Betekende is 'n verhaaltjie wat hy vertel om iets anders te vertel, om iets anders te sê. Met ander woorde, sien hoe lyk my Vader se hart. Kyk hoe lyk my Vader se hart. Dis wie my Vader is. Nee, nie die kwaai oom nie. Nie die oom met die sweep in die hand nie. Nie die een wat die hele tyd wil kyk wanneer maak jy verkeerd sodat ek jou kan straf nie. Die een wat met oop arms staan en wag dat jy moet terugkom as jy aangejaag het en as jy verkeerd gedoen het. En so kan ons sommer nou vinnig deur die Bybel hardloop en ons het nou nie tyd daarvoor nie. Maar om 'n klomp tekste te hoor wat die waarheid vir ons sê van hoe ons Vader lyk. Matteus 7 waarby ons nou 'n oombliekie stil gestaan het, 'n Vader wie se hart vol is van voorsienigheid, wat graag vir ons net die beste in die lewe wil gee. Jesaja 3 en Jeremia 3, Jesaja 9 en Psalm 73 praat dieselfde taal om te sê hy is die groot raadgewer. Psalm 25 wat sê hy is die een wat jou op die regte pad wil lei en op die regte pad wil hou. Psalm 103 wat sê, hy wil graag dit wat verkeerd is in jou lewe wegvat, so ver as wat die weste van die ooste is. So ver wil hy jou oortredinge van jou af wegvat. Hy dink nie vir altyd aan dit wat ons verkeerd gedoen het nie. Psalm 91 wat sê, weet jy is veilig as jy by hom gaan skuil. As jy jou skuilplek, die Here, die Almagtige, jou Vader maak, is jy op die veiligste plek denkbaar in hierdie heelal. En so ons kan aanhou en aanhou. Is daar 'n mooier naam waarin ons kan bid? En tot wie ons kan bid as ons Vader wat in die hemel is? Ek glo nie, ek twyfel. Dis die mooiste naam. Dis die beste naam in wie ons en vir wie ons kan bid. Geliefdes, vandag is inderdaad Vadersdag. Vir baie is dit 'n heerlike dag.
'n lekker bederfdag as daar nog kinders in die huis is wat vanmôre vroeg kon ietsie bring en 'n persentjie kon bring en sommer net hierdie dag vir pappa kan bederf. Vir baie is dit nog 'n lekker dag. Vir ander is dit dalk nie so lekker dag nie, want daar is nie meer 'n pappa nie. Dalk is pappa al oorlede, dalk het pappa iewers in die lewe uit die huis uit gestap, of dalk nog sedert hy is daar, maar hy's gewoon net onbetrokke, hy's totaal afwesig. Maar die wonderlike vanmôre is, dit maak nie saak wat jou huislike omstandighede is nie. Jy mag en jy moet vanmôre hoor, jy het 'n hemelse Pa, wat jou so ongelooflik liefhet. Jy het 'n hemelse Pa wat jou met alles wat jy is aanvaar. Jy het 'n hemelse Pa wat daar sal wees vir jou en vir wie jy waarde het. En trouwens, enige mens, ongeag kultuur, volk, taal, nasie, kleur, geur, word gebore met hierdie 3 behoeftes. Ons almal het dit. En hoe groter ons word, hoe sterker word hierdie behoeftes. Behoefte nommer 1, dat ek waardevol wil wees. Ek wil weet ek het waarde in hierdie lewe. 2, ek wil weet ek word liefgehad deur iemand. En 3, ek wil weet ek word aanvaar deur mense. Dis die 3 basic behoeftes wat alle mense op aarde het. En is dit nie ongelooflik dat dit heel eerste ook dit is wat ons Hemelse Vader vir ons gee nie, dat hy ons juis in hierdie behoeftes vervul nie, dat hy vir my sê, ek het jou so lief dat ek my seun vir jou gegee het, sodat jy my kind kan wees. Jy het soveel waarde vir my. Psalm 8, dat ek jou net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak het. Psalm 139, ek het jou aan mekaar geweef in jou moeder se skoot en al jou dae was in my boek opgeteken selfs voor jy nog gebore is. En ek aanvaar jou met my alles. Jy is my kind, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, Jesaja 40. So hierdie 3 basiese behoeftes wat elke mens op aarde het, dit sê die Here, hoor, my Vader vervul dit alles, gee daardie behoeftes vir jou. En daarom weet ek, dat ten spyte van hoe dit dalk in my huis lyk, hoe my aardse omstandighede is, ten spyte van die feit dat ek dalk nie eens meer 'n aardse pa het nie, is dit my eintlike identiteit. Mag ek weet dat ek kind van die hemelse Vader is, dat hy my Vader in Christus Jesus geword het, en dat ek vandag ook aan hom al die eer kan bring, vir die voorreg om sy kind te mag wees. En vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit wat 'n pa is regtig ook my gebed, dat jy meer en meer soos ons hemelse Vader sal word, vir die mense om jou, sodat jy ook op hierdie wyse God as jou Vader sal verheerlik. Amen.